Goeienaand, broers en susters, baie welkom by ons eerste aand in ons Pinksterreeks. Ons begin vanaand met 'n reeks waarmee ons Sondagoggend klaar gaan maak en my wens is regtig dat dit vir almal van ons 'n baie geseënde, moontlik uitdagende, maar lonende week sal wees. Kom ons bid saam. O Here, ons is vanaand hier om onsself bereid te stel, om U te hoor. Here, ons bid dat U met ons sal praat en dat U in ons harte sal werk, of dit nou maklik is of nie. Here, ons wy onsself opnuut toe aan U woord en aan U koninkryk. Amen. Ons lees vanaand 2 Korintiërs 5, ons lees vers 14 tot 20 en dis op bladsy 211 in die Nuwe Testament. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesande, ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Die tema vir hierdie jaar se Pinksterreeks is ontwrig die onenigheid. Elke aand met ons Pinksterreeks is daar 'n vraag wat die gesprek gaan lei. Vanaand se leidende vraag is: wie gee ons lewe en wie stuur ons uit? Inspirasie is 'n wonderlike verskynsel. Dit laat ons iets meer wil doen en wees as wat ons reeds mee besig is. Toe ek in die hoërskool was die gitaarspeler Carlos Santana vir my so 'n inspirasie. Later toe ek in die koshuis was dit Jimi Hendrix geweest. Ek wou so graag ook met die gitaar agter my kop leer speel. Maar daar het op die ou het niks daarvan gekom nie. Ek het 'n bietjie rondgedobber met die gitaar, maar dis maar waar dit gebly het. Nou, ons praat dikwels van die liefde van Jesus as ons inspirasie. Kyk hoe Jesus met mense gemaak, kan ons nie ook meer soos hy wees nie. Maar die probleem om net te praat van inspirasie, is dat inspirasie dikwels nie realiseer nie. Daar's geen verpligting om daardie gedig, skildery of liedjie ooit te skep nie. In vers 14 vir ons 'n ander woord. Christus se liefde dryf ons. In Grieks kan ons dit ook vertaal as die liefde van Christus bind ons of maak ons vas. Dit beteken dat eintlik Jesus ons nie net inspireer in die gewone verstaan van die woord nie. Hy klaar iets in plek gestel. Die vuur of die oond of die engine is klaar warm en daar gebeur klaar iets. Alles wat dit beteken om kerk te wees, word gerig, word gedryf deur hierdie liefde van Jesus. As ons lofprys sonder Jesus se liefde, dan word dit geraas. As ons saam kuier sonder liefde, word dit kompetisie. As ons oor die Bybel gesels sonder liefde, dan raak dit so gou oordeel. Ons weet dit. As jy liefde uit die kerk uitvat, dan het jy niks. Daar's baie geestelike kwessies wat ons gerus kan beskou as sake op die rand van ons geloof. Klere in die erediens, die beste Bybelvertalings, dans. As ek van iemand verskil, behoort dit geen effek te hê op my saligheid nie. Maar liefde is nie so 'n saak nie. Dis 'n gegewe. Inspirasie is as jou lewensmaat vir jou sê, kyk hoe mooi is hierdie tuin, ek wil dit en dat doen. Dis goed en wel, maar jy weet
albei. Daar hoef niks van te kom nie. Maar Jesus se drywende, bindende liefde is iets heel anders. Dus as jou ouer vir jou sê as kind, jy gaan nou dadelik die modder skoonmaak wat jy ingetrap het. Ons het nie 'n keuse nie. As ons vir Jesus volg, dan lewe ons met liefde. Nes hy. Ongelukkig van ons, vat Pinkster ook ons verskonings weg. Hy of sy het dit begin. Hulle is almal so, nou krap jy waar dit nie juk nie. Die Gees kom vat hierdie wapens van die ou mens weg en maak ons kaal voor ons gewetens en voor God. Maar dis nie om ons te beskaam nie. Dis om ons te genees van die wrokke en die seer wat ons saam met ons dra. Dis om die wond te ontsmet wat al vir jare lank septies is. Jesus se liefde is ons fondasie vir ons hele geloof. En dis belangrik dat ons self kies om hierin te volhard. Dis belangrik dat ons afmerk wat ons toelaat om ons te dryf. Ek het Vrydag wat nou verby is, maar ook die week voor dit 'n kursus bygewoon wat dieselfde bevestig het. As ons nie ons waardes kies nie, dan gaan die wêreld dit verseker vir ons doen. Wanneer ons dink aan daardie eerste Pinksterdag, waaraan dink ons? Ek dink aan die vuur, die tale, Petrus se preek en die 1000 nuwe gelowiges. Dis vreemd, dis eienaardig en dis bonatuurlik. Nou is die gevaar dat ons, wat gewone mense is, vaskyk in die ongewone. Het ek al Arabies of Latyn spontaan vlot begin praat? Nee, ongelukkig nie. Het ek al iemand genees deur net aan hulle te vat? Julle, ek wens ek kon dit doen. Partykeer lyk die Nuwe Testament vir al handelinge, soos hierdie towerwêreld. En dan voel ons uitgesluit. Dis menslik, is dit nie. Maar om so te dink, loop ook die gevaar om die wonders van die kerk verkeerd te verstaan. Miskien soek ons die bonatuurlike wondertekens om te bewys dat ons reg glo. Dalk wil ons dit hê om te bewys dat ons God se wil uitvoer. Of miskien wil ons net 'n bietjie sien, want om te sien is makliker as om te glo. Maar om watter rede word die kerk in die eerste plek toegerus met hierdie wondertekens? Hoekom het die apostels in die bokamer in die tale van die wêreld begin praat? Dit was sodat vreemdelinge die evangelie in hulle taal kon hoor. Hoekom het die apostels mense genees? Ja, sodat mense kon glo, maar ook om mense wat swaar kry te help. Die Heilige Gees kom rus nie op mense om hulle indrukwekkend of bonatuurlik te maak nie. Die Gees woon in ons as uitstorting van God se liefde, om ons liefdevol te maak. Die kerk het sekere gawes ontvang om God se visie van liefde te help realiseer. Ons skriflesing maak ook die punt dat dit 'n liefde vir almal is. Dis nou waar meeste van ons ongemaklik begin rondskuif. Ek is verseker nie lus om vir iemand lief te wees, wat nooit in hulle lewe lank vir my lief sal wees nie. Ongelukkig vir die sondige mens, die ou mens, vra die Here nie ons goedkeuring nie. Inteendeel, die Here wys ons nogal hoe om dit te doen ook. Voordat enigeen van ons in Jesus geglo het, het Jesus al vir ons die genade aangebied. God gee die eerste tree, sonder dat ons dit verdien het. Die wêreld werk beslis nie so nie, maar dis wel hoe Jesus werk. As ons dan in die voetspore van Christus wil volg as Christene, word dit dan ook hoe ons werk. Een voorbeeld wat ek baie mee te doen kry is die volgende. Ek en hy of sy kan aanbeweeg, maar die ander een skuld my eers 'n verskoning. Hulle moet eers jammer sê, dan kan daar vrede wees. Maar dis nie hoe Jesus ons versoen nie. Nie met God die Skepper nie en ook nie met mekaar nie. Iemand moet die eerste tree gee, voordat daar versoening kan kom. In ons verhouding met die Here was dit die Here self. In ons verhouding met mense wat nie ons dam se gaanse is nie, is dit die gaanse in die dam. Daar is 'n woord in die skriflesing wat ons nie meer so dikwels gebruik nie. In vers 20 praat van dat ons gesandte van Christus is. 'n Gesant is iemand wat
namens 'n ander persoon optree. Ons praat van 'n verteenwoordiger of 'n ambassadeur ook. Daar is 'n sanggroep in Britstown met die vroomste, mooiste naam, die Christ Ambassadors. En dis wat 2 Korintiërs 5 sê ons is. Christus se ambassadeurs, Christus se gesandte. Ons word geroep om grense oor te steek en brûe te bou nes Jesus. Dink weer aan die eerste Pinkster. Wie sou vir ons vertel het van Jesus as Petrus hulle die goeie nuus net tussen die Jode wou hou? Die Heilige Gees het hulle bemagtig om vir almal wat daar verbyloop in hulle huistaal te kan vertel. Ek verbeel my net hoe die Gees hulle aan die hand vat en sê, toe, die wêreld is baie groot. As ek kies om liefde my dryfveer te maak, soos wat Jesus het, is dit 'n oop liefde. Dit is 'n liefde wat mense bymekaar bring. Wie gee ons lewe en wie stuur ons uit? Jesus is nie ons inspirasie wie se voorbeeld ons kan vat as ons die dag besonder oulik voel nie. Hy is ons fondasie. Sy liefde is hoekom ons is wie ons is. Hy gee vir ons Heilige Gees wie ons leer om lief te hê soos hy. Dis 'n liefde wat ons nie vir onsself kan hou nie. Dis nie eers 'n liefde wat ons kan hou vir die mense wat ons van hou nie. As Jesus se verteenwoordigers op aarde dan vat ons sy liefde en ons vat dit die hele wêreld in. Amen. Koning Jesus, ons voorbeeld en ons fondasie, ons wil vanaand vir U dankie sê dat U vir ons gewys het wat is liefde en dat U dit teenoor ons ook bewys het. Here, U gee die eerste tree. U versoen ons met U en gee vir ons die opdrag om ook met mekaar versoen te word. Here, ons kan so maklik hier teenskop, want daar's mense wat nie van ons hou nie en daar's mense van wie ons nie hou nie. Maar U leer ons dat ons nie die hoofkarakters is nie, maar U is. U is die een wat ons stuur en vir ons sê, gaan wees lief vir die mense wat oor jou pad kom. Here, help ons om gehoorsaam te wees hieraan en help ons om te besef dat U liefde die wêreld oopmaak.